Nou, goeiemôre, hoe gaan dit? Goed. Mooi. Vandag se onderwerp is generasie geloof. Wat behels dit? Dit behels dat God net nie die God van individueel is nie, maar hy is 'n God van generasies. So ver dat sy woord sê dat hy soek 'n generasie wat nog nie gebore is om sy lof te besing nie. God is 'n God van die individueel. Maar as 'n individueel nie sy getuienis en God deel met iemand en hy sterf, het hy niks nalatenskap nie. Maar God wil hê dat ons as grootouers, as oumas en oupas en ouers, dat ons kinders sal meedeel die stories van die Bybel. Dis hoe alle goed gebeur. Wanneer jy 'n tradisie en 'n kultuur wil hê wat nog moet dieselfde wees vir generasies, moet jy dieselfde stories vertel al die tyd. Stories van hoe sleg gegaan het, hoe God ingetree het en hoe hy jou deurgetrek het. So kom ons gaan kyk gou in 2 Timoteus 1:5, hier staan, Paulus sê, as ek myself moet herinner, die ongeveinsde geloof. Toe ek daai woord lees in Afrikaans, ek het nie 'n klou gehad wat dit beteken nie. In English, unfeigned. Nou weet julle Afrikaans nie wat dit beteken nie. Unfeigned means undissolved, undissembled. No masks, no hypocrisy. The genuine, real thing. So onverfynste geloof is geen bedrog, is geen heiligheid, geen maskers dra nie, kan nie opgelos word nie. Geloof, ons is gered deur genade, ons is gered uit genade deur die geloof. Die Heilige Gees het aan elkeen wat 'n kind van God is, die mate van geloof gegee. Want sonder geloof kan ons God nie behaag nie. Alles wat ons van God ontvang, kom deur die geloof. So kom ons kyk hierso. En ek herinner myself, julle onverfynste geloof, wat opregte geloof is, deurskynend, wat eers in jou grootmoeder gewoon het. Ek hou daarvan. Nie net af en toe was daar 'n geleentheid nie vir die verleenthede, maar daar het 'n goddelike geloof, 'n lewende geloof in haar gewoon. Nie tydelik nie nou en dan, in hulle geloof. Die ding wat die duiwel die meeste teenstry en teenveg, is geloof. Ons vervang geloof met feite. Ons vervang geloof met emosies. Ons vervang geloof met, hoe as jy net langer bid, as jy net meer tiendes gee, as jy meer dit doen, no. Geloof is om te glo dat God is wie hy is, glo wat hy gesê het gaan hy doen, en te glo dat my God is so sterk, so kragtig en so magtig, daar's niks wat ons God nie kan doen nie. Geloof is om God te erken en om te eerbiedig en om so 'n nuwe verhouding met hom te hê, dat wat in God leef in ons. Want Christus leef in ons, die hoop van eerlikheid. Ek is oortuig, hierdie geloof wat in jou is, Timoteus, wat in jou woon, het eers in jou ouma grootjie gewoon, en toe in jou ma, en ek is nou oortuig, is in jou. So hier is al klaar 3 generasies. Die Bybel noem Timoteus se pa net een keer. Daar staan net, Timoteus se pa was 'n Griek. That's it. As die Bybel nie meer sê nie, is daar nie meer om te sê nie. Daar staan nie was 'n gelowige nie. En soms doen die vrouens wat God wil hê, die mans moet ook doen, as 'n voorbeeld vir die kinders. Daar's niks beter as 'n voorbeeld. 'n Voorbeeld is 'n beeld wat voorloop. En wat interessant is, dit het eers gewoon in Louise. Wil jy graag weet wat dit beteken in Grieks? Om saam te stem. To agree with. Nou sê die Bybel in Romeine 10:17, geloof kom deur die gehoor en die gehoor
kom van God. Hoor wat ek jou sê. Geloof kom van God en die gehoor, hoe om te hoor, kom ook van God. So wanneer jy die Bybel lees, moet jy glo dat wat jy lees is die onfeilbare woord van God, die almagtige, alkragtige woord. Dat sou God 'n woord gesê het en nie voldoen nie. Kan 'n woord wat God sê ooit na hom ledig terug te keer nie? Al vergaan die hemel en aarde, die woord van God sal bly staan. So wanneer jy die Bybel lees, moet jy nie lees met jou intellek of met jou slimheid. Lees die woord en glo. En asseblief as jy lees, maak jou mond oop. Want die Bybel sê, geloof kom deur stilstype. Nee, geloof kom deur kyk na die Bybel. Nee, geloof kom deur die gehoor. Jy moet dit lees. You're going to read it. God het nie 'n manier vir jou, vir my, vir hom om geloof te kry op wat ook al ons kies. No, God het gesê the only way faith will ever live in your heart. Wat jy kan gebruik. Want almal wat na God toe kom moet glo dat God is en dat hy 'n beloner is vir al diegene wat hom soek. So as jy die Bybel lees, moet jy weet, dit is die absolute woord van God. Die woord verklaar wie God is. Jesus het woord geword en die Heilige Gees is die een wat die geloof in ons gee die moment ons weer gebore word. So, haar naam was om saam te stem. Wanneer jy God se woord hoor, het God 'n absolute begeerte dat jy sal saam met hom stem, dat dit is wat hy sê hy is, wie hy is. Dis hoekom ons hoef nooit 'n verrassing te hê wie God is nie. Is God so nou, die woord verklaar vir jou wie hy is, wat hy doen en hoe hy sal jou beskerm. En dan die ma se naam was Eunice. Eunice in die Griekse taal beteken goeie oorwinning. Nie goeie griet nie. Goeie oorwinning. En daar's 'n wonderlike skrif wat hiermee gaan. En dit is 1 Johannes 5 vers 4 en 5. Wat sê die volgende? Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Wow, die wêreld is so gemors. Die wêreld is besig om homself absoluut uit te wis. Maar hier is iets wat elke gelowige het, wat die totale wêreldse probleme kan oorwin. Wat 'n ongelooflike brawe stelling sal God maak. Net nie jou klein wêreldjie, die hele wêreld. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dis die oorwinning wat die wêreld woon, naamlik ons geloof. Let op, God sê nie jou nie, of jy nie, hy sê ons. En elkeen van julle wat Jesus bely het as saligmaker, jou redder, jou meester, jou beste vriend. In daai oomblik is jy gered, uit genade, deur geloof, wat 'n gawe van God is. It's in you. Dis 'n lewendige geloof, omdat dit is van 'n lewende woord, van 'n lewende God. Ons mense hou van feite, ons hou van redenasie, ons hou van IQ, ons hou van geleerdheid. Dit kan jou laat die vermoë hê om 'n boek te studeer en dan kry jy 'n vraestel by die klas en jy het 'n goeie papegaai geheer en jy skryf wat jy onthou het en nou ewe skielik so intelligent. No, you know how to copy. You're like a faulty copier. Bo-intelligent is wysheid. God sê, kry wysheid eers, dan kry kennis, dan kry verstand. Nie andersom nie. En dan sê die Bybel, en wie anderste is dit, wat die wêreld oorwin? Wie is dit? Is dit Henry? Is dit Gary? Is dit Hardes? Alle Hardes? Nou, wie is die ene? Wie is diegene wat die wêreld oorwin? Hy wat teologie het, hy wat kan dogmatiek uitlê, hy wat al die goed, hy wat kan sê wanneer die einde van die wêreld kom. Al die nonsens. Nou, die Bybel sê, en wie is hy wat die wêreld oorwin? Dit is hy wat glo dat Jesus die seun van God is. Mense, jy het hier intelligent nodig, jy het hier IQ nodig om hierdie stelling. Wie glo dat jy die hele wêreld kan oorkom met jou geloof? As jy in Jesus glo as die seun van God. Dit is binne
almal se bereik. Dit is binne 'n bereik met iemand wat nie 'n IQ het nie, wat nie slim is nie, wat nie kan leer nie, wat sekere disleksie en al die goed het. Geloof in die woord gaan nooit na jou brein toe nie, dit gaan na jou gees toe. En jou gees is die lamp van die Here van jou liggaam. En jou gees gaan and educate your soul. Jou siel is jou gedagtes, jou keuses en jou emosies. Voor Adam en Eva gesondig het, was hulle gees voor God deurskynend. Hulle siel was onderworpe aan hulle gees. En hulle liggaam was onderworpe aan hulle siel van emosies en besluite en keuse. En al wat die duiwel nodig het God gesê. Hulle moes gesê het ja. Maar natuurlik hulle die Afrikaans gepraat nie. Hy het God se woord voor hulle absoluut bevraagteken. En al wat God verwag het, stem net saam met my. Jy's in my beeld gemaak. Nou kom daai ou en hy sê, as jy nou dit doen wat verkeerd is, gaan as jy daai vrug eet, as jy hom hap, gaan jy soos God wees. Hulle was klaar soos God in sy beeld geskape voordat hulle gehap het. En die duiwel het hulle geloof gesmoor. En 'n bietjie tinseltjie van ongeloof en twyfel en bygeloof. As jy dit doen, sal jy soos God wees. Dit is die grootste leuen onder die son. As jy Jesus aanvaar as jou saligmaker, jy's nooit weer in jou lewe vir God 'n sondaar nie. Jy's 'n kind van God. As enige mens in Christus is 'n nuwe skepping, die ou dinge verbygaan, kyk alles word nuut. Jy het nog steeds die vermoë met jou kop en jou logika en jou gevoelens om te kan sonde, maar jy's nie meer 'n sondaar nie. Jy's nou 'n kind van God. By faith. By faith. En dan sê dit hierso, ek moet vinnig praat. Die eerste keer ek moet nou kwart oor klaar maak. Dit gaan 'n godswonderwerk wees. En Paulus sê in 2 Timoteus 1:5, en ek is oortuig, woon nou in jou Timoteus. Wil jy graag weet wat Timoteus beteken in Grieks? God vererend. God honoring. Wanneer jy glo wie God is, wat hy van homself sê deur sy woord. Jy kan nie God uitdink, uitwerk, behalwe om sy woord te lees, om uit te vind wie hy is, hoe hy reageer, wat is sy standaard, it's all in the word. It's all in the word. Geloof is nie deur diegene wat oordraagbaar van mense is in geslagte nie. Geloof kom die gehoor en die gehoor van God se woord. Timoteus was van kleins af deur sy ouma en sy ma geleer oor al die stories van die Bybel. Elke nasie op aarde, van waar hulle begin het, was daar stories vertel. Toe Genesis geskryf was daar nog nie 'n Bybel nie. Daar was oorlewering van storievertellery. Stories is die mees kragtigste manier om te kommunikeer. As jy 'n goeie storieverteller is. En om te dink dat hierdie oumakie wat met God saamstem, alles wat sy gelees het sy dit met, en sy het begin praat met Abraham. Luister so Timoteus, daar was 'n man met van Abraham. En hy kon nie kinders kry nie. So hy het twak gaan gejaag, hy het 'n ander vrou gaan kry. The Bible's just the truth. Maar toe het hy sy sondes bely. Hoor my, hy het nie gesê is jammer nie, die woord jammer is nie in die Bybel nie. Jy moet bely. Jammer is twak. As jy God sê ek is jammer, hy kan nie eer nie want dit is nie in sy woord nie. You have to repent. Finished. En dan sy vertel hom van Dawid. 'n Storie. Ek wil jou vertel. Hy was omtrent so groot soos jy. 15 jaar oud. En sy pa het geen tyd vir hom gehad nie. Hy was die swart skaap in die familie. Baie proper, nee, baie, dis die verkeerde woord. Baie applicable van toesprake, want hy was 'n herder oor 'n paar skape. Ag, julle vang dit nie. So hy was die swart skaap onder die... En hier kom Samuel, en Samuel sê vir Jesse die pa, kry al jou seuns by mekaar. Almal van hulle, in 'n lyn, van die oudste tot die jonge, en dit was Dawid. Dawid geryk soos 'n skaap, hy het gepraat soos 'n skaap, hy het gebler, dit was sy taal. Hy het gestink soos 'n skaap, hy het in die veld geslaap met die skaap,
En Samuel kom en hy staan voor die heel oudste seun. En hy sê, waaragtig, dit is God se gesalfde, hy is 'n generaal en nie weer. God sê, drop hom. Dit is nou net my vertaling. Hy sê, hy's nie my keuse nie. God kyk nie na die uiterlik of die intellek van 'n mens, hy kyk na die hart. Dis waar God kyk. Wat imponeer God is jou hart, net jou hart. En dan kom die tweede, later aan, hardloop Samuel uit en hy olie is nog steeds hier. En sy pa sê, en hy sê vir Samuel, sê vir sy pa, is daar nog 'n seun? Hy sê, ag, hy's daar, is nie moeite werd nie, ek sien nie, ek weet nie, is hy eintlik my kind, ek weet nie. Laat hy hier kom staan. Hy kom daar, né? Stink, soos 'n skaap. Ja, dankie dat jy my help preek. En die Here sê vir Samuel, dit is hy. Hierdie klein bogkind, hierdie een, wat nog eens 'n baard het hy, hy nog eens 'n peisie laat uitkom hy, hierdie ou, salf hom, hy salf hom. Dawid gaan waaragtig die volgende dag na die skape toe. En wanneer jy gesalf is, alles wat die duiwel het, gaan hy teen jou bring. Want hy vrees die salwing. Die salwing breek enige juk, elke sonde, elke siekte. Jesus was gesalf, anders kon hy nie die Messias op die aarde gewees nie. Die Bybel sê die salwing wat in jou woon is eg, is die Holy Spirit is in you. He's a person. Honor him, respect him. So daar was al besig met die paaskape, en hier kom 'n leeu aangehardloop. 'n Leeu. Nou vertel 'n storie mooi. Sê vir die kind wat jy mee praat, jy is Dawid. Wat? Jy is Dawid. Hier kom 'n leeu. Sy naels is so lank. Joune, hy daar sy weg. Sy tande so, jy het nog nie eens babatandjies nie. Verstaan jy? And you got to tell a story that is so believable to children. Want kinders glo wat ouers en oumas en oupas vertel. Dit is so. En die leeu hardloop. Dawid kom agter, hy het 'n treerattie. Julle vang dit nie. Vrees dat jy altyd agteruit hardloop, geloof laat jou God vereer deur op die situasie te hanteer. Hy maak hy leeu dood met sy eie hande. Kan jy glo? Die duiwel is nie bang nie. Die volgende dag hier kom 'n beer. Dit is groot, 'n beer. I mean, get 'n beer hug. Hy rangskik al sy wervels in sy ruggraat. 'n beer. As 'n man wat 'n beer of 'n leeu. And God was preparing him to take out Goliath. Alles met 'n klippie. Dis amper so 'n Afrikaanse kleilat. 'n slingervel. En jy vertel die storie. En Dawid het dit. En dan sê hy vir hom, jy sê vir jou kleinkind, jy kan 'n Dawid word. Nie 'n Dawid soos Dawid was nie, maar die eienskappe, die karakter, die godvreesendheid, die gehoorsaamheid. You understand? You can walk like a David. Jy as 'n vrou kan 'n Rut wees, jy kan 'n Deborah wees. Are you understanding me? Moenie nou oor geestelik word van jou naam, wat jou naam nou? Dit maak nie sin nie. God verstaan nie wat jou naam is nie. God het jou by jou naam geroep, nie wat jou ma jou gegee het, of jou pa. Dan staan hierso, hoor hierso. Maar jy, Timoteus, bly by wat jy geleer het, en wat jy vasglo. Ons moet nie glo nie, ons moet dit vasmaak. Van wie tog jou leermeesters was, dis jou ouma en jou ma, van kleins af het hulle jou die hele skrif van die Bybel vertel. Hulle kan dit, die woord wat jy hoor, kan jou kennis bybring, wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif van God is ingegee, is geïnspireer. Niks van daai woorde in die Bybel het gekom van 'n profeet. Alle mense, profete wat die Bybel skryf het deur die Heilige Gees gesê. Die Heilige Gees het hulle gesê, skryf hierdie ding neer, en toe skryf hulle dit neer. Die Bybel is nie die opinie van die ouens wat die Bybel geskryf het. Dit is die ware Jakob van God self. Dit is sy woord, uitgeasem deur die Heilige Gees. Daarom ons moet meer respek hê vir die Bybel. En kyk wat sê hy so. Die hele skrif is geïnspireer met groot waarde om die waarheid in jou te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde redes te stel, verkeer
herde reg te stel, is groot woorde vir my, en 'n regte lewenswys te bewaak. Sê gou Abraham. Abraham. God roep vir Abraham. Abraham was 'n sondaar met hoofletters. Hy was besig met afgodsdiens. He was an adulterer. Hy het 'n ander vrou gevat, wat sy vrou gesê het, jy kan hom maar vat. But he also worshipped other gods. So Abraham was so ver verwyder van God soos 'n sondaar. En die Bybel sê in Genesis 18:19, listen to this. Ek het hom gekies. God het hom gekies, nie vir wat hy was nie, maar vir wie hy gaan word, wanneer God sê wat hy is. Maar ek weet julle vang daai stelling. God sê nie wat jy was nie. Hy verklaar oor jou wat jou roeping en jou bestemming is, en jy word wat jy is. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is 'n kind van die Allerhoogste God. Ek is welkom om enige tyd op my knieë te gaan en in sy teenwoordigheid in te gaan. Ek en God is so. Are you understanding me? Weet jy, ons altyd kyk op, Here, ek praat, hy leef dan in jou hart. Ek het hom gekies, dat hy sy kinders en sy nageslag sal bevel gee, om my pad te bly loop, en te doen wat reg is, sodat ek vir Abraham kan doen, wat ek aan hom beloof het. Kom jy agter wat jy as 'n oupa, ouma en 'n ma en 'n pa, as jy die stories van die Here aan jou kleinkinders vertel, hulle is net 6 maande oud, hulle is net, hulle gees vat die woord in, want die waarheid gaan in die gees, nie in die intellek. Dis hoekom 'n ma met 'n babatjie binne, jy kan alles met die kind praat, en jy kan die woord van God, en sy word klaar, vol van die Here. En hier is die ding, Abraham is deur God gekies, want hy het geweet, sien, God verklaar die einde voor die begin, hy het geweet dat hierdie man, wat 'n godsdienstige, maar 'n totaal ongelowige is, wanneer ek sy naam verander, hy was Abraham, nou is hy Abraham, God het die haar aangesit, dis sy eie naam, Yahweh, hy verander Sarah na Sarah, sy naam. So wanneer jy Jesus in jou inneem, wanneer jy die woord in jou, dan het jy die identiteit van Christus, jy het die identiteit van God, jy is 'n kind van God, aikie na sy vaitjie. Are you understanding? As God na jou kyk, hy sien sy beeld. It's amazing. En dan sê die Bybel hierso, en Abraham, sodat Abraham kan doen, sodat God aan Abraham kan doen, wat hy aan beloof het. Wanneer 'n oupa en ouma en 'n ma en 'n pa aan sy kinders die Bybel vertel in storievorm. And please don't make it boring. If you tell the story, en jy sit jou plek in Abraham se plek, en jy sit jou plek in Sarah se plek, en jy hoor wat die storie van hulle sê, hoe hulle alles verkeerd gedoen het, maar toe God hulle storie herskryf in die boek van Hebreërs, noem God niks van wat hulle verkeerd gedoen nie, nou is hulle al helde van die geloof. God skryf nie jou twak neer, nadat jy tot geloof gekom het nie, hy sê jou dissiplineer, maar wanneer hy jou storie oorskryf, sê God se held, jy is God se heldin, God skryf net goeie goed oor jou, net goeie goed oor jou. So, as die ouers die kinders vertel, sê God, dit wat ek jou beloof het, wat het hy Abraham beloof? Jy gaan 'n man word van vele nasies. Nasies sal uit jou kom. Aan jou gee ek al hierdie land, wat Israel nog steeds vandag toe veg om dit toe te eien. So when you tell children Bible stories about God, he says, I'm going to keep my promise I made to you. Sien, God eer ouers en grootouers wat God eer om aan hulle kinders die stories te vertel. 'n Kind hou van 'n storie. Het jy iets gekry? David, sê gou David. Okay. Psalm 71 vers 16 en 18. David sê, ek kom om u magtige dade te prys, Here my God. Die verlossingswerk wat u alleen kan doen, daar's niemand soos u nie.
U het my van jongs af al onderrig, o God, en ek getuig nou van al die kragtige dade. Nou dat ek oud en grys geword het, moet U my tog nie alleen laat nie, o God, dat ek nog aan die geslagte wat kom, wat nog nie gebore is, kan vertel van die roemryke dade en die mag. Dit was net nie vir Abraham 'n opdrag nie. Dit was vir Isak, dit was vir Jakob, dit was vir Daniel, dit was vir Dawid, en dit was vir my en jou. God is nie alleen die God van die individueel nie. Hy sê, jy en jou huisgesin, die Bybel is nie vol individuele nie. Die Bybel is vol huisgesinne. Jy en jou huisgesin sal gered word. Ek weet, party van julle wil nie sommige dae hê nie. Maar nie in hierdie kerk nie, net in Transvaal. Mense kom jy agter, jy is nie op sy gesit. Van my 8 klein dogtertjies gebore is. As hulle by my kom stap en we gaan na hulle toe, en Henry se 3 kom na my toe, en dan sê hulle vir my, ou, vertel my 'n storie. Dan vertel ek hulle oor die Bybelstories. Hulle kan daarna die storie beter vertel as ek. En dis die hele wonderlik van kinderlike verbeelding. Moenie net feite hê nie, moenie net presies wees nie, moenie boring wees nie. Jy is vir God 'n held. Jy is 'n prins, jy is 'n prinses. Leef soos een. Hy het my van jongs af geonderrig. Waar het God hom onderrig? Toe sy pa hom verwerp het en die salwing van God kom oor hom en hy het al God se gevegte oorwin. Dawid roep Abraham omdat God geweet het hy gaan vir sy kinders en kinders en kinders. God het Dawid geroep omdat hy 'n man na God se hart was. En daai twee loop saam. Ons moet na God se hart wees, nie na welis nie, nie deur twak nie. Ek kom sê vir jou hoe stupid was ek Saterdag. Saterdag gaan ek in my kar was, lekker Valley Service, jy weet, vat so 1 uur en 'n half, en ek sit daar terwyl hy my kar 3 pad in die reis, en hierso is 'n tafel, en 'n stoel en 'n grasdak hierso, en ek is die enigste wat is, en ek kom en ek sit 'n Woolies sak hierso, en hier kom sit 'n swart man hier oorkant my. Ek sê, hello, how are you? Oh, I'm fine, sir. What's your name? Simon. Oh, that's a good name. Simon means few years. Hy wat hoor. Nie hy wat oorig is nie, hy wat hoor. Dis 'n groot verskil tussen nou twee. Toe ek my sak neersit, en ek het omgekyk waar my kar is, het iemand 'n plastiese houer kom sit met geld in. But I didn't know it. So hy sê vir my, excuse me, sir, whose money is that? I said, I don't know, but you can have it if you want it. Jy glo, dit was 'n vlieg. Sometimes we should clap ourselves for being stupid. Optel goed is hou goed. Nou ek sê vir hom, you can have the money. He says to me, sir, I'm a security guard. I'm to protect this doesn't get taken away. He taught me integrity right there. He taught me honesty right there. And we expect from them nothing. Because our government is an example of nothing. Maar hierso het hy my op my plek gesit op 'n mooi manier. My smile vir my. Daai witte is, daai tande is so wit. Nee, dat jy kon gedink het, maar hy is 'n wit man. Ag, ek maak 'n grap, dis 'n simpel grap, dis 'n stupid grap. Ewe skielik begin ek met hom praat. Toe ek tot bekering kom op 18 jaar oud, het ek in die straat na mense opgeloop, in shopping centers rondgeloop, en net met mense oor die Here gepraat. Can I pray for you? Kan ek vir jou bid asseblief? I done it. Was my passion, was my desire. Why? Because I want to introduce them to Jesus. And because once you introduce to Jesus and He introduces Himself to you, the whole world changes. Problems are still there. Challenges are still there. Sin is still there. Sickness is still there. But your faith can overcome the world. Ek sê vir hom, ek het 'n gedagte gehad, mag ek dit met jou deel? Ja. Ek sê, ek sien dat vir jare jy het jou pa en jou ma onderhou.
En God sê, hy is baie trots oor jou. Hy kyk vir my, hy sê vir my, meneer, ek het by Paarde Eiland gewerk, 'n goeie werk gehad het. Ek onthou my ouers en hulle kinders en my familie, my eie familie. En nou is ek net 'n security guard by die nuwe Fruit and Veg daar by Sinnewil, Sonneke. As dit team, daar's 'n skrif wat sê, as twee mense op aarde oor enigiets saamstem aangaande die wil van God, sal God dit vir jou gee. I said, would you give me your hand, please? Ek vat sy hand. And I said, now, what we do now, the Bible says we have permission to do it. If any two people on earth agree upon anything pertaining to life, God will give it to you. I said, Father, thank you for this man. Thank you that he corrected me with a money transaction. Thank you that he honored his parents. And I said to you, die Bybel sê, omdat jy jou pa en jou ma geëer, mag jy lank lewe en mag met jou goed gaan. Ons moet nie vergeet dat God is 'n waarmaker van sy woord en 'n beloner vir diegene wat hom glo. En ek het nie voorspoed oor hom geprofeteer nie, glo nie in daai twak nie. I said to him, because you've done this, there's a promise available. Would you like to receive it? Yes, I love Jesus. Ek gedink hy was 'n Judas wat die geld gevat het. Just shows you how stupid we are as human beings. Maar die man se gesig lig. And I said, I'll come to Fruit and Veg here. And then I'll say to you, have you got a job yet? Verragtig, hy gaan weg. Hier kom hy nou, 'n kleerling man, sit daar, 'n bodybuilder. Soms 'n sonverduistering. Ek begin met hom praat. And I just started talking about the farm. Ek vir hy sê, "Oh, dis my hele visie om 'n nuwe generasie van kinders op te wek." Oh, that's why we got so excited. Ek klim in die kar, ek sê vir julle, I used to be like that since I'm 18 years old and I lost it. Can we both go back to when I was 18? And I'm 69 now. Can I please be like I was then? He said, yes, it's your choice. It's your choice. You have a choice to choose to obey God. You have a choice to be used of God. You have a choice. You have a choice. Everyone has a choice. So, kom ek maar, I must finish. Nou dat ek oud en grys is, moet ek tog nie alleen geword het nie, dat ek nog aan die nageslagte vir hulle kan vertel die roemryke werke van God. Die verlossingswerk van God is oneindig groot. Groot is die wonderwerke wat U gedoen het. Wie is soos U, o God? Psalm 78 vers 3 en 4. Want wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons kinders ons vertel het, sal vir ons kinders nie, nou wie sê dit in Afrikaans, wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons van ons kinders nie verswyg nie. So mooi woord, né, verswyg. I didn't know what it meant. I thought it was a swing. Nou, los dit. Dit was my interpretasie. Dit beteken Afrikaans weerhou. Ouers, grootouers, kleinouers, moenie weerhou om 'n storie te vertel elke dag voor hulle gaan slaap, met hulle praat of hulle sê ek het hierdie groot probleem. Dan moet jy die Bybel so goed ken en sê wel, Dawid het daai probleem gehad. Ja, ek voel ek is in 'n gat. Wel, Daniel was in 'n gat. You just got to know the word. En ek sê nou vir jou, ek gaan van volgende jaar nou en dan 'n Sondag aand hê. As jy nie 'n goeie storie tel, ek is 'n goeie storyteller. En dis nie nou brag nie, dis nou die ware Jakob. I love telling stories. Ek's nie intellektueel genoeg. Ek is staan 6 gedreid. Ek is uit 3 kweekskole gesit, hallo, en God word nog steeds gebruik. And I love telling stories. En my kleinkinders love it. Daar's niks soos 'n lekker storie nie. En as man en vrou stories sal met mekaar praat. Nie van hulle ekse, né? No, that's an accident. The ex is an accident. Talk to each other. Dis die probleem van ons land. Ons praat nie met mekaar nie. Ons praat nog minder met God. Praat met mekaar. En dan sê die Bybel hierso, ons sal nie van hulle weerhou nie. Ons sal aan die volgende generasie vertel wat die roemryke dade van die Here in sy mag is, van sy wonderwerke wat hy gedoen het. Sodat, sê gou sodat.
sodat die volgende generasie dit kan weet en die kinders wat nog nie gebore is, dit sou kom. God hou nie van kinders to abort children. Kan in Afrikaans sê nie, jammer. Daar's 'n skrif in Openbaring sê, al die kinders that were aborted, millions of them, are all under the throne of God, saying to God, when will you let righteousness be done? Because every one of them were denied becoming a storyteller for the next generation. Maar die hartseer ding is, van ons ouers het kinders, maar omdat die kind lyk soos die ouma, en hierdie een lyk soos daai een, en daai een herinner jou aan daai een, we don't tell them the stories in the Bible. Ons vertel hulle wat hulle verkeerd gedoen het, ons vertel hulle hoekom hulle nie welkom is nie, ons vertel hulle alle. They know that. Don't tell them what they know. Tell them there's a good God. Tell them that you can be a hero or a heroine. Tell them you can be a David. You can be a God. Jy kan een van die 3 Jode wees wat in 'n vuurige omstandigheid gegooi word, gebind word, val, en die eerste ding wat afgebrand word is die toue. Jou hare skroei nie, hallo. Jy ryk nie soos charcoalie. Almal gaan jy vuurige omstandighede, but tell the story of the Bible. Al wat hierdie kan sê, ons sal nie vir 'n ander God buig nie. Ons gaan net voor God buig. Dis hoe jy eiste in hulle gees inbou. So, I'm going to next year, maybe one Sunday only, for parents, teach you how to tell a story. Engels 1, jy sal leer. The story's got to be fun, it's got to be honest, it's got to be transparent. Hoor jy wat ek sê? And the best stories your children want to hear is how your past was solved by God. How your marriage was solved by God, that you still got a mom and dad. That your dad still got a job, because a 2-year-old boy said, Here, my papa korte werk. Die beste gebeur as jy nie kan bid nie, dat jou 2-jarige bid. As jy nie kan bid nie, let him tell you. Hierso, hoekom? En nie wees soos jou voorvaders nie. Dit wat opstandig en ongehoorsame volk was, 'n onbesteendige geslag wat nie aan God getrou was. So daar's kinders wat jou ouers is, wat Godvreesend is, God liefhet, en dan jy kinders wat ouers is, wat opstandig, ongehoorsaam teenoor God is. En hulle kan niks aan hulle kinders oordra nie. Die laaste vers en ek is klaar, Spreuke 22:6. Leer jou jong mense om die regte pad te kies, en wanneer hy eendag oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie. Die God wat ons dien, is 'n God van generasies wat nie net 'n God wil wees nie. Hy wil ook vir die volgende generasie. Why does God want you to tell them that He wants the promises of Abraham to come to the next generation, so they can encounter the blessings. Kom, want die seëning van die Here maak ryk en voeg geen moeitevolle arbeid daarbey. Dankie vir dit. Kan ek vra dat ons gou afsluit in gebed? Ek wil julle uitdag, asseblief. As jy hier is en jou kinders is al wat 'n ouderdom en jy vertel hulle nie Bybelstories nie, moet hulle nie vertel wat jy nie in die Bybel doen nie, want hulle het ook daai probleem. Ek wil graag hê dat die Bybel sê hy wat 'n belofte aan God maak, moet dit nakom. As hy nie nakom nie, God sê hy hou nie van ligsinnige mense nie. So dit is 'n ernstige saak. But I want our church to become a church of storytellers about the goodness of God, the goodness of Jesus, the goodness of the Holy Spirit, the goodness of living with a clear conscience and a pure heart. En dis hoekom ek julle wil uitdag. Ek sal sê wat 'n Sondag aand gaan kom. But I want the parents, En nou gaan ek bid. Sluit julle oë asseblief. En as dit julle hartsbegeerte is, sê vir die Here, ek sit my hand op. Nie vir op te sit nie, maar in jou gees. Here, ek wil my hand opsit om 'n storie verteller te wees vir my kinders en vir my buurman wat nie 'n ma het nie, wat 'n enkel pa het, dat ek ook hulle kan nooi vir ete en hulle vertel van 'n storie. So Hemelse Vader, ek dank U vir die wonderlike woord wat U gegee het vanoggend. Dankie dat U, o God, is 'n goeie storieverteller. Ek dank U vir al die voorbeelde in die Bybel. Ek dank U vir 'n nuwe generasie wat weer opgewondenheid, wat weer 'n begeerte gaan hê om entoesiasties te wees oor wie hulle werklik is, maar hulle was nog nooit gesê wie hulle is nie.
Die wêreld sal ons altyd sê wie ons nie is nie, dan word ons wie ons nie is nie. En dan is ons kwaai met onsself, want ons is frustreerd. Ek vra vir elke ou en elke ouma en oupa hier vandag, en die wat aanlyn luister, asseblief, gaan na God en sê, Here, gebruik my om 'n storieverteller te wees aan my eie kinders. En as jy nie kinders het nie, kry iemand wat 'n huisgesin het, waar die ouers werk of wat ook al, en gaan word 'n evangelis daar en deel aan hulle. Lord, I ask you for an anointing to fall upon people here today, that they will grab hold of being a storyteller, dat die Heilige Gees sal lei met enthousiasme, met opgewondenheid en met die skynendheid van hoop vandag. En help ons om al die generasies van al die volke in ons land, dat ons 'n kerk kan word wat stories kan vertel aan hulle, dat hulle ook die seëninge van God mag ontvang. Amen. Baie dankie, en nou gaan ons oor na die tweede sessie. Hallo. Hy sê, ons graad 7's vir die jaar, dis ons grootste groep nog. Okay, julle moet maar insqueeze, julle moet 2 rye maak, 3 rye. So terwyl hulle instap, gaan ek sommer vra, ek gaan hulle name lees, en ek gaan sommer vra dat die ouers sal opstaan. Julle moet nog inkom, julle moet bietjie inkom, julle is uit die lig uit. Kom ons maak 3 rye. Sien, ons het nou nie kans gehad om die stage te reus nie. Alles reg. As julle reg, skuif bietjie in, agter. Okay, so, Livia Pike, ek staan. Jelani Greef, waai net daar vir jou ma as julle sien. Lila Fourie, Harde Skepers, bly staan ouers, bly staan asseblief. Bly staan. Lana Rust, Luan Webb, Jaco Erasmus, Michaela Norden, Meneske Bester, Ariel Silje, Kirianka Silje, Janko Voges, Bernard van der Merwe, Minke Jordaan, Chloe Fourie, Courtney Fourie, Daniel Kutsie, julle staan nog nie? Yes. Lia Olivier, Mieke Miller, Isel van der Walt, Hailey Greef, Jan George Pinaar, Benjamin Monroe, Jacques Barry, De Toy, Stuart Trevor Bloot, Andrew Nel, Lia Neetling, Isabel Maree, Jessica Besaidenhout en Jessie Greiling. Het ek almal se name gelees? Iemand gemis? Nee. Al die ouers staan julle. Julle gaan eers vir julle ouers 'n hande klap gee en cheer so hard soos wat julle kan. Okay, dit is van ons kant af om vir julle dankie sê dat julle julle kinders kerk toe bring. Week in en week uit, dankie dat julle commitment wat julle aan God gemaak het, gehonour het en dat julle hulle in die weë van die Here groot maak. So die hele gemeente, plus julle, kom ons gee 'n hande klap vir die ouers. Ouers, nou is dit julle geleentheid. Julle weet die pad wat julle stap met elke kind. Julle kinders is nie meer kinders nie, hulle is nou tieners. Meeste van hulle is almal al 13. Het ons Desember babas? Is amper daar. Amper daar. Okay, julle kinders is tieners. En die tipe kos wat hulle geëet het as kinders gaan bietjie verander teenoor die tipe geestelike kos wat hulle as tieners gaan nodig hê. En ons is gelukkig hier om hande te vat saam met julle. So julle hoef nêrens te gaan nie, julle hoef nie verder te kyk nie. Hulle gaan net by die gang afstap
in die volgende klas, van ons Invasion klas. So ek wil hê julle as ouers, ons het na die diens het ons 'n baie spesiale seremonie saam met almal en dan gaan ons vir elke graad 7 bid. Ons het profetiese woord oor hulle gekry en ons gaan julle bless vir julle toekoms. Is altyd 'n baie spesiale geleentheid en dan gaan ons julle 'n bietjie meer inligting gee oor Invasion en wat julle alles kan verwag vir julle graad 8 jaar hier by die bron. Maar vir eers ouers, so trots soos wat jy is in jou hart. Klap en cheer dat jou graad 7 hier staan en dat hulle lief is vir Jesus. Jy kan jou nou 'n hug gee. Okay, so ons het baie dankie ouers, julle mag sit. Ons gaan vir julle bid by ons seremonie ook, soos wat ons bid vir die kinders. Ons is baie trots op julle. Ouers en graad 7's, ons is uiters trots op julle. Vandag is julle laaste Firekidsdag gewees. En ons is hartseer, maar ons familie stop nie in graad 7 nie. Ons familie gaan aan. En dit is wat ek so excited is om met julle te deel. My orde is heel die mekaar nou. So kom ons doen eers. Ja. Ek so jammer, multimedia span, terwyl ek nou hier is, want ek dink na die ander goed wat ons gaan doen, gaan ons nie nog veel admin doen nie. Kan julle vir my asseblief die Gen Next slide opsit? So ons het 'n nuwe ministry begin 6 maande terug. Gen Next, dit is ons kinderkerk, ons tienerkerk en ons young adults bedieninge. Hulle almal val nou onder hierdie sambreel van Gen Next. Dit is die volgende generasie bedieninge. En ons is vir Jesus. Ons Firekids slogan is, wie weet? Passie vir Jesus. Dis okay, maybe is dit fine print. Passie vir Jesus. Dit is wat jou kind geleer het in die eerste 13 jaar om passie vir Jesus te hê. Daai vlammetjies begin brand by Firekids. Dan skuif hulle oor na Invasion toe. Invasion het 'n splinternuwe logo gekry in die vroeë oggendure. Ons was baie geïnspireerd. Ons nuwe slogan is Equipped for Purpose. By Invasion gaan daai passie wat jy vir Jesus het, gaan ge-equip word vir die purpose wat die Here vir jou het. Dan ons young adults het hulle nuwe logo en hulle nuwe naam bekend gestel. Hulle is Kingdom Culture. En hulle slogan is Crowned for Commission. So kom ons sit gou by mekaar. Passie vir Jesus, Equipped for Purpose, Crowned for Commission. Okay. So wat ons op gaan fokus is community, vat woord en worship. Dis ons 3 pilare. Ons kan nie wag om vir julle meer te vertel volgende jaar nie. Graad 7's en ouers, ons het 'n awesome videoklip wat ons vir julle nou gaan wys. Hoe gaan ons daai 3 goeters in hulle hoërskooljare ontwikkel en uit hulle uittrek? Want we're going to take the fire, we're going to invade and we're going to change the culture to kingdom culture. Dit is ons missie. Okay, so net om vir julle so 'n bietjie te wys wat ons doen. Ons leer hierdie kinders nie net, ek weet nie wat dink julle leer ons hulle nie, maar ons leer vir hulle boldness, want hulle moet elke Sondag dans voor al hulle maats. Julle doen dit met flashmobs, maar julle is so 'n bietjie stiller in die Sondagoggende. Maar ons gaan vir julle gou bless met dit en dan het ons 3 van ons graad 7's wat vir julle gaan bietjie kom preek en kom wys wat het hulle geleer en hoe ons hulle al geleer het om enigiets op te tel, soos 'n mikrofoon, en 'n preek daarvan te maak. So, kan my danskrew gou vorentoe kom, staan hier in die middel, en julle almal kan in squash. As jy nie in die bondel is nie, dan gaan jy uitstaan. Onthou wat ons sê, as almal dit saam doen, is niemand awkward nie. Staan vorentoe, skuif in. Okay, ek sit hierdie ronde uit. Ons gee vir die graad 7's die vloer. Ons celebrate ons graad 7's vandag. Here we go. He is standing in the room, so let it scream, let it shout.
Okay, kan ons 3 pick-up en preachers gou asseblief vorentoe kom? So wat ons leer vir hulle is, jy moet enigiets kan optel en preek daaroor. So kom ons kyk wat hulle voorberei het vir julle. Daniel, gaan jy sommer eers? Is reg? Is jy reg? Wie gaan eerste? Bernard. Gaan ons rock, paper, scissors? Okay, ons speel ook games. So rock, paper, scissors gou, wie gaan eerste? Nee, like my Daniel moet eerste gaan. Asai. Benjamin, jy het gewen, jy kan eerste gaan. Here we go. Moet ek vir jou die mic vashou? Het jy jou hande nodig? Is jy fine? Ja. Okay. Welkom allemaal na ons Graad 7's launch. Woo! So my pick-up and preach gaan oor 'n Lego mannetjie wees. Woep woep. So dit gaan soos 'n 3-in-1 tipe pick-up and preach wees, want ek het gedink dit is nogal inspiring 'n Lego mannetjie en wat hulle vir ons gedoen het. So, my eerste punt van 'n Lego mannetjie is, okay, wag, dat ek net gou my flashcards kry. Ekskuus. Soos 'n Lego mannetjie baie part op het die kerk baie rolle op hom en daar is baie rolle in die kerk en ons moenie jaloers wees vir 'n ander persoon in die kerk omdat hy nou 'n coole rol het nie, want God het ons in daai posisie gesit in die kerk. My tweede punt is, God het ons in ons eie circumstances gesit, soos ons eie boksie. Hy het ons in ons eie soos tipe rol gesit buite die gemeente. En wat ons met dit doen, is ons keuse, maar as God vir ons sê om iets te doen, moet ons daai doen. Dis nie so moeilik nie. Okay, my derde punt is, jy weet as jy ma vir jou vra om die kamer op te suig, dis die lijmste ding. Maar, dan het jy daai brainwave. Jy hou daai een Lego mannetjie om met te speel. Maar na die tyd besef jy, dis nie so lekker om net met een Lego mannetjie te speel nie. Dis hoekom God vir Eva gemaak het om die man te accompany. Hallo almal, ek's Bernard en vandag gaan ek vir julle vertel oor 'n boek. So, ek het dan hierdie boek gekyk en toe het ek begin dink. Soos wat jy Christen is, het jy aan God mos wag. As jy in Jesus glo, dan herskryf hy jou lewe. En as soos wat jy verder 'n Christen word, herskryf hy jou boek in 'n bestseller. Om 'n bestseller te bly, moet jy na 'n boekklub toe gaan. En daai boekklub is soos die kerk. Nou, jy moet mekaar ook nog aanmoedig om by 'n boekklub te kom, soos wat dit staan in Hebreërs 10 vers 25. En as jy na die kerk toe gaan en dan as jy klaar is by die kerk, dan gaan jy buitentoe en jy vertel ander mense van jou storie, dan kan jy dalk ander mense aanmoedig om soos jou te lewe. Hallo. So vandag gaan ek praat oor 'n rooi kragkabel. Hierdie rooi kragkabel is soos die dag wanneer jy jou hart vir die Here gee. Wanneer jy jou hart vir die Here gee, was Jesus se bloed jou skoon van al jou sondes. Een kant van die rooi kragkabel is in God se hart geplak en aan die ander kant is in jou hart ingeplak. So niks kan jou skei van Jesus se bloed nie. So niks kan jou skei van Jesus se liefde nie. Jesus het nie hierdie kragkabel is bedek met Jesus se bloed. So niks kan jou van hom skei nie. Romeine 8 vers 38 tot 39. En dit sê: een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood
of lewe en engele of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie. Nie die boaardse magte nie. Ja, hoegenaamde niks daarbo of onder in die diepste elder. In die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde van God se liefde nie. Dankie. Hoe trots is julle ouers? Wie huil saam my? Julle is 13. Hier staan hulle boldly en hulle dans en hulle preek en hulle hoërskole gaan invade met die vuur van die Here. Steek gou vir my julle hande uit na hulle. Vader, ons bid vir ons graad 7 groep van 2025. Ons bid dat U hulle sal equip met elke goeie ding wat U vir hulle beplan het, wat hulle nodig het in hulle arsenaal om die volgende fase van hulle lewe in te tree. Dankie dat U vir hulle courage gee om boldly die goeie nuus te gaan declare. Dankie Here dat U vir hulle help om geen deceit, pure motives en geen trickery te gebruik wanneer hulle dit doen nie, maar dat hulle die suiwer evangelie sal verkondig en geef hulle die vermoë en die discerning spirit om dadelik te hoor en te sien wanneer is iets af, wanneer is iets nie waarheid nie. Dankie Here dat U het hulle approve deur hulle geloof in Jesus. Dankie dat U elkeen van hulle entrust om hierdie goeie nuus te gaan verkondig in die hoërskole. En dankie Vader dat hulle lese sal wees. Ons purpose is om God tevrede te stel en nie mense nie. Dit is ons gebed oor ons graad 7's. Amen. Ek roep graag ons klaswerkers en ons voltydse staf. Kan julle ons gou hier voorkom join asseblief? Ons het vir Marguerite en vir Nadia wat saam met my in die kantoor werk by Fire Kids. Sonder hierdie 2 dames gaan Fire Kids nie gebeur nie. So kan ons vir hulle 'n baie groot hande klap gee asseblief. En dan het ons 'n hele paar volunteers wat hulle self toewy in die graad 7 klas. So ons het vir Christina hier. Ek dink sy is een van ons oudste volunteers, nie in ouderdom nie, in die hoeveelheid tyd wat sy al saam met ons is. Ek dink jy het begin volunteer toe Livia 1 of 2 jaar oud was. Ja, so, en Petrus is so 'n standvastige voorbeeld van hoe 'n man van God moet lyk. Hy gee so 'n mooi voorbeeld vir ons jong manne, en hy is by Invasion, en hy is by Fire Kids, en hy is by klomp ander ministries. Sy hart is so bediening. En dan vir die res van ons volunteers wat nou nie hier kan wees nie. Hierdie is mense soos julle, wat 2 naweke in 'n maand prys gee, en hierdie amazing diens sacrifice, om hier te bou. So dink gou daaroor, want dit is 'n groot sacrifice om nie hier te wees nie, want hierdie is die beste, die coolste, beste worship, beste preke. Ek is nie bias nie, maar dis my man en my pa, so wat gaan ek sê? Dis amazing, amen. Maar as ons as groot mense nie die volgende generasie gaan oplei nie, gaan die wêreld dit doen. En ons het 'n amazing span, Team Fire, Team Invade, ons het 'n amazing span. Julle, maar ons span kan altyd groei. En dit wat jy gaan uitkry, om te kom serve, dis soos daai dam, wat 'n sluys het. Jy gaan lewende water in jou lewe ervaar. So ek het nie beplan om 'n uitnodiging te gee vir volunteers nie, maar ons gebruik elke geleentheid. Maak seker jy kom, kyk bietjie volgende jaar wat doen ons. En kom offer jou tyd en jou talente en jou gawes en die pad wat jy al met die Here gestap het, en kom bou saam met ons die geloof van die volgende generasie. Hulle is amazing, julle wil hulle nie mis nie. Okay, so ons gaan vir julle almal nou 'n geskenkie gee.
Julle kan vorentoe stap en dan sommer enetjie kry soos wat julle uitstap. Kan ons 'n laaste hande klap gee vir ons graad 7's? Ons is so trots op julle. Baie, baie geluk. Julle het Fire Kids gegraduate. Julle kan julle geskenkies kry. Julle moet asseblief wag tot hulle net weer in die klas is. Al ons dansers, ek soek julle gou voor by die bronsign. Ons gaan net gou 'n videoetjie maak en ons gaan 'n foto van almal neem. So Nadia, stop hulle net daar dat hulle nie klas toe gaan nie, net hier voor gou staan vir 'n groepfoto. Nou terwyl hulle loop, moet ek seker nog iets sê. Ek gaan julle los met getuienisse. Ek het 'n getuienis gehoor hierdie week van 'n graad 4 kind wat randomly pick up and preach by die huis doen met haar ouers. Graad 4. Ek het 'n ander getuienis, ek het dit al geshare, ook 'n graad 4 dogtertjie wat verse neerskryf dat in haar eksamentyd, wanneer sy vrye tyd het, kan sy hulle gaan highlight in haar Bybel. Sy kan nie wag om dit te doen nie. Dan het ons 'n getuienis van tieners wat gesê het, ek het altyd gesukkel om my Bybelstudie tyd te hê en ewe skielik kan ek nie genoeg kry nie. Wanneer ek 'n situasie kry wat ek gewoonlik so sou gereageer het ek dadelik kamer toe gegaan, dadelik my Bybel gevat, dadelik gaan lees, die Here het dadelik met my gepraat en ek het anders gerespond as wat ek voorheen sou. Ons kinders is honger vir die woord, maar hulle is nie net meer honger nie, hulle vat woord nou. So dit is wat ons wil aanhou leer vir hulle, om woord te vat en om alles woord toe te vat. Die wêreld is vol leuns, julle, daar's crazy goed wat daar buite aangaan. As die kinders nie die waarheid ken nie en as hulle nie self dit vir hulle self sien nie, gaan hulle mislei kan word. En in ons kerk gaan ons nie as pres iemand mislei nie en ons gaan nie as pres iemand weghou van die waarheid of toelaat om in 'n comfort zone te bly nie. Ons gaan hulle equip vir die purpose wat die Here vir hulle het. Dis my pump-up speech vir julle. Kom join ons, kom kyk wat ons doen en dankie dat julle lief is vir God. Dankie dat julle julle kinders bring en mag julle 'n geseënde dag verder hê.